Die gewilde Afrikaanse komediant en akteur Skalk Besuidenhout is tans besig met sy Suid-Afrikaanse been van sy Hey Divorce Hype toer. In hierdie skertskertsery vertoning gesels Skalk openhartig oor hoe sy huwelik met sy ex-vrou in 2024 op die rotse beland het. Met talle vertonings wat uitverkoop is, suksesvolle vertonings in Australië en Nieu-Seeland en kaartjies wat by vertonings bygesit moet word, omdat die aanvraag so groot is sy vertonings tot dusver baie suksesvol. Maklikste deel was, ek sal sê, die deel waar ek praat oor dat ek weer single is of was en weer begin date het en so aan, want dit is half als net fun en dit was eintlik nogal 'n fun tydperk om weer single te wees en om nie iemand hoef te message in die aand voor jy gaan slaap. En ek dink die moeilikste deel was, en seker is maar nog steeds om my huwelikstoespraak te lees, of my troutoespraak. En ek het verlang gewik en weeg of ek dit moet doen, want dit is so 'n persoonlike ding. Nog iets tussen my en my ex-vrou, wat soos al, ek het dit geskryf vir haar, jy weet. Maar ek het tog op die einde gevoel, ek wil dit deel met die gehoor, want ek voel, as ek dit lees, of wanneer ek dit lees, besef hulle die gravitas van die situasie, dat dit nie net sommer enige verhouding is wat geëindig het nie, dat, jy weet, 'n huwelik is, ja, is bietjie 'n swaarder ding. Skalk beskryf sy vertoning as 'n emosionele wipwaarrit, maar grap dat 'n toer goedkoper is as terapie. Hy beskryf sy verhouding met sy ex-vrou as goed, maar dat hulle eers na die egskeiding nie in mekaar se goeie boekies was nie. Hy beskryf die as deel van die proses. Hy sê daar is nou vrede, al is hulle nou nie beste maatjies nie, maar vertel dat hy uitsien om haar in die woolies raak te loop en met 'n drukkie te vra, hoe gaan dit met haar? Hy vertel dat hy besluit het om 'n vertoning oor sy ervaring op die planke te bring, omdat hy graag wou hê dat iets positief ook uit die egskeiding moes kom. Hy wil ook graag die belangrike lewenslesse wat hy in die proses geleer het met ander deel. So aanvanklik met die egskeiding was dit vir my iets waar ek baie skaam was. Dit is nie vir my lekker gewees om daaroor te praat met mense nie. Ek dink egskeiding het nog 'n bietjie van 'n, dis nou al baie beter oor die jare, maar nog 'n bietjie van 'n stigma. Dit is nie vir my lekker om geskei te wees nie. Dit is nie vir my lekker label om te hê nie. Ek sou veel eerder verkies dat dit maar net 'n break-up was. Maar nou is dit soos, almal gaan deur 'n break-up, maar nou moet jy gaan die max geskei. Dit is 'n hele ander vlak van break-up, jy weet, en dis nie nou net ek is 'n ou wat deur my meisie gelos het, is nie, ek is 'n ou wat deur my vrou gelos is. Dis dra baie meer gewig. En dit is net nie 'n lekker ding nie. Maar ek dink my perspektief daaroor, dit maak dit dat dit half kleiner geword het, en dit is nog steeds definitief die rofste ding wat ek ooit al moes in die gesig staar. Maar dis iets wat ek voel ek deur humor kon oorkom. Skalk vertel dat hy daarvan hou as sy aanhangers hom Skalkie noem, want hulle sien hom dan as 'n vriend, eerder as net 'n bekende. Skalk se verhoogbestuurder, Christie van Niekerk, vertel dat hy 'n spesiale en intieme verhouding met sy gehoor het. Ag, mense, spesifiek Skalk se gehoor is so flipperlief vir hom. So ek dink daar's 'n groot element van ondersteuning daarin. Ek dink van die gehoor se kant af, want obviously toe dit nou publiek is dat hy skei en dat hy deur 'n moeilike tyd gaan. Ek dink dit is tot 'n mate lekker vir die gehoorleer om alweer in te check en of te sien, hoe gaan dit nou met hom, en om nog steeds ondersteuning te wys. Want hy het so hard gewerk en hy werk nog steeds so hard daaraan om sy gehoorlede, jy weet, loud and proud lief te hê en hulle vir hom ook. So ek dink dit is 'n baie mooi verhouding wat maintain word. Skalk verskyn deesdae in die gewilde Afrikaanse komediereeks Die Kantoor as Chart, 'n ikoniese lawwe dispatch koördineerder. Nes Skalk is Chart ook geskei. Gert Du Plessis, wat Joubert in Die Kantoor speel, verduidelik dat Skalk verskriklik snaaks is, maar ook ongelooflik professioneel is, omdat hy sy werk so ernstig opneem. Ons moet kan lag oor enigiets. En
mens moenie jouself en die lewe so ernstig opneem dat jy op die einde nie daaroor kan lag nie. In perspektief het hom ook gevra watter karakter in die kantoor hy meen die heel swakste huweliksberader sou wees en hoekom. Ek dink my karakter chart, want hy's nogal so geen nonsens ou en hy's baie swart en wit en ek dink die huwelik en die liefde is baie meer grys. En hy het ook geen simpatie of empatie nie. So ek weet ook nie of hy die regte persoon is nie en ek dink ook die fase in sy lewe waarin hy nou is, ek as skalk dink ek sal weer trou, maar ek dink die chart sal ooit weer daai fout maak nie. Skalk vertel dat daar mense is wat na sy vertonings met hom gaan gesels het en hulle stories met syne vergelyk het. Daar is mense wat na hom toe sal kom en sê dat hulle al 2 keer of 3 keer geskei was. Hy vertel dat dit nie 'n kompetisie is nie en dat hy net 'n storie vertel. Hy verduidelik dat dit snaaks is hoe mense jou pyn wil minder maak en dat hy nie die vertoning doen om te sê sy pyn is erger as ander mense se nie. Hy doen dit want hy vertel sy storie.